Hallo en welkom hier by Farm Spice. Ons is vandag hier by Dani Bester se soja dag. Nou ja, julle weet in hierdie tyd hoe stout is ek oor 'n inline ripper, nê. Rovik en Leers het ook een. Ek praat hierso met Mike. Hy gaan my meer vertel. Hulle het hierdie ding nou al die afgelope paar jaar getoets, deur elke ding gedruk, die hele lot. Blykbaar breek hy die grond ordentlik. Kom ons luister. Mike, hoe lyk dit? Ja, goed en by jou. Nee, doodstil. Lieflike dag vandag hier, né? Net soos jy daar sê. Goeie opkoms, goeie weer. Ek moet sê ek geniet die dag ongelooflik, né? Ons kry 'n klein huisie vol inligting wat altyd help. Dit help. Okay. Julle is nou al die afgelope paar jaar en ek het nou met die inline ripper besig en elke keer dan karring ek julle. Nee, kom ons maak 'n video kos. Dan julle van nee, ons is nou nog besig om 'n paar goeders uit te vind. Maar nou is julle happy, julle is reg. Vertel vir my, wat het julle die afgelope paar jaar gedoen voordat ons by die ripper kom en ons bietjie deurwerk? Ons het met verskeie shanks begin speel. Onthou net om jou kragte reg te kry op hierdie diepte wat ons wil werk op 550. Moet jy seker maak dat die krag wat jy onder op die tip van die skaar toepas, jou raam dit kan hanteer, jou bladveer dit kan hanteer. En ongelukkig verskil ons gronde in Suid-Afrika so baie dat dit nodig was om 2 jaar te vat om ontwikkeling te doen om die regte produk op die mark te sit. Maar dan moet jy nog op verskillende plekke ook rondsleep. Dit is ongelukkig so, want jy kan nie op een tipe grond toets en sê ek het 'n produk wat werk nie, want dan gaan jy na 'n volgende plaas toe, dan werk hy nie meer nie. Ek hoor jou. Nou okay, kom ons begin voor. Verduidelik jy my 'n bietjie die konfigurasie en dan kan ons lekker haal by daai tand vassteek. As ons voor kan begin, die inline ripper is beskikbaar in 'n 3-tand, 'n 4-tand, 5, 7, 9 en 11 tande. Yes. 9 en 11 tande is op 'n opvou balk en is ook beskikbaar in 'n sleepmodel. So, en dan kan jy ook kies of jy 'n dieptebeheer roller wil op die inline ripper hê. Jy sal sien hier is ons afmetings van die diepte, so jou roller dien dan as jou dieptebeheer. Of jy kan dieptebeheer wiele opsit as jy verkies om nie 'n roller op die implement te hê nie. As ons voor kan begin, as jy kyk na die 3-punt wat ons gaan kyk, die 3-punt sal jy sien is nie geweld nie. Dis 'n 3-punt wat gevou is, so jy het 'n baie sterker 3-punt raam wat integreer in jou 2 rame voor en agter. Ons het ook gekyker vir kategorie 3 en 4 hakpenne. Jy kan met ander woorde, dis hoekom jy 2 gate hierso het. So ek kan dan sommer al 2 deurtrek. Ek hoef nou nie te worry te veel. Die bush is in die toolbox is op die masjien. Jy haal die pen uit, jy sit 'n bush in en jy verander hom van 'n kategorie 3 na 'n kategorie 4. Baie cool. En dan as ons kyk na die voorsny kouter, weer eens het ons gebruik gemaak van 'n groot 22 duim voorsny kouter wat ons op rubber bushes gemonteer het. En sy diepte kan stel onafhanklik van die tande aan die agterkant met 'n ratchet. So jy hardloop hom dan net hierso, jy stel hom met die ratchet. Jy stel hom met die ratchet. Jy wil altyd hê jou diepte, jou voorsny kouter moet eers sny sodat jy jou materiaal sny voordat hy kan pak op die grond. En dis hoekom ons hom dan gemount het op die rubber bushes dat jy wel bietjie meegee kry, maar dat jy 'n goeie aksie kry in die grond. Hoekom het julle 'n gehapte skottel? Want ek weet van die ander ouens hardloop met 'n ronde skottel. Hoekom is hy gehap? Jou gehapte skottel, wat gebeur as jou materiaal lê op die grond en hy druk daar vas? Sny hy baie beter. Die ander ding is 'n gehapte skottel draai net baie makliker in die grond. Al is jou grond hard, hy het bietjie grip. Hy het bietjie grip in hom in, ja. En sy snyaksie is net baie beter. En dan kap hy hom deur want hy bly draai, dis nie laat hy sleep. Hy gaan nie gly oor 'n stronk of iets nie, hy bly draai. Hy gaan nie net die stronk in die grond indruk nie, hy sny hom deur voordat hy hom in die grond kan druk. Ek hoor jou. En sê vir my balke, wat se dikte gebruik julle op die balke? Ons het 150 by 150. Ja. Balke wat ons op het en dis 'n hoë kwaliteit staal en 'n dik balk, 'n 10 mm dikte balk. So 'n 10 mm balk daarso. So ek weet nie bekommerd te wees dat die ding gaan kraak of iets in die koers. In die hektare wat ons gedoen het met ons 2 toetsmodelle, dis die raam eintlik die laaste ding waarin ons verander het. So die fabriek het van die begin af die raam reg gebou om seker te maak dat jou 5-tand bou net extensions aan word, 'n 7-tand, so hy sterk genoeg om die 7-tand te hanteer en dan so ook tussen jou 9 en jou 12 tande. Uitstekend. Right. As ons terugkom na die tand toe, en dis die hart van enige masjien. Nou, Rovik bied jou die keuse
tussen 'n bladveer Ja. of 'n hidroliese silinder. Yes. Nou, dit hang natuurlik van persoonlike keuse af. Die ou wat lief is vir 'n bladveer en indien jy swaarder grond het, bietjie hoër wegbreek aksie doen, kan jy oorgaan na 'n hidroliese silinder met 'n accumulator. Jy charge die accumulator en jy is apart. Die masjien is nog steeds onafhanklik van die trekker as een sy gecharge is, né? Goed, dan as ons terugkom na die shank en die ontwerp van die shank toe. Julle sal sien ons het 'n breekbout, boonbehalwe die veer wat kan meegee, Ja. het ons 'n breekbout as 'n ou 'n groot klip hak en hy moet ernstiger breek, sal die breekbout meegee. Dan as ons afkom met die shank, het ons 'n shin aan die voorkant. Die shin loop van reg onder die punt af, gelyksaam tot bo teen waar die shin kom. Dit verhoed dat ons verpakking kry aan die bokant. Wow, So ons kan 'n lieflike diepte werk sonder dat ons hier 'n verpakking kry. Ek neem aan dis nou van die goed wat julle opgetel het soos julle aangegaan het. Okay, dit is korte oplossing vir dit, is korte Dis op en dit ons is het wat julle eers hier gedoen het. gestop en ons het gesien dit raak 'n probleem as jy diep werk of jy baie materiaal het en die fabriek het gegaan en hulle dit aangepas. Baie cool. En dis die voordeel van 'n Suid-Afrikaanse produk koop. Hulle luister na die boer, hulle gaan kyk in die omstandighede van daar waar die masjien werk en hulle pas dit daar volgens aan. Want dit is julle mynmark. Dis ons mynmark. Dan het julle as jy sien dat ons die toon, die skaar aan die voorkant, hy's 'n afsonderlike sluitpaart van die shin. Dan het jy jou vlerkskaar aan die agterkant. So, kort en lank is julle is nou happy met hom? Ek kan nou rip en ek kan 'n stukkie grond breek, nê? Nee. Jy kan nou opbreek en jy kan wortelontwikkeling kry en jy kan optimale oeste afhaal. Dit is Mike van Rowik. Okay, as jy belangstel, daai inline ripper, kom met hulle in kontak, linkie bo of onder en dan kan hulle vir jou help om daai grond net so 'n bietjie te breek en worteltjies kan ingaan. Dis die wat van ons spys af. Tot volgende keer. Groete.